saam ter eer van die Here.
al baie verskillende maniere geprobeer vind om ons te herinner aan waar ons is en wat gebeur. En hier in die Adventstyd, dit is nou hierdie tyd na Kersfees toe, elke Sondag 'n ander naam. Ons is so 'n bietjie laat, ons loop toe een Sondag agter, so ons vier vandag die Sondag van Hoop. En dis die eerste Kers wat hier aangesteek is, hier so langs my. Maar terwyl ons die hoop het, kan ons ook bid vir die mense wat op ons leedlys is, met die hoop en vertroue dat die Here ook met hulle sal wees. En dis Irene Bennett, Linda Cruz van Karoo, Graham Breedsker en Pietie Keiser van Komgap, was ook Kobie van Rooyen, dan die Esther Botha, Charlie Fourie, Les Keatley en Christel, dit is lekker om jou terug te sien by ons. Like met die dokters en mishandeling is daar redelik oor. So is goed dat jy weer met ons is. Dit is die mense op ons lief en leedlys. Dan verjaarsdag, die 5de was Matteo Tito gewees. Dawie Niels is 'n kleinkind. Vandag is Sarie Eilenveld en die 12de is Jaco Viljoen. Ons het 'n kort lysie hierdie week. As geen Bybelstudie op klein bladsy Little Church, Kleinkerk, Kinderkerk, tot nou die DV wanneer die skole weer open in Januarie nie. En dan vra ons dat julle nog steeds saam sal bid. Soos julle almal weet, die dominee wat beroep is, het nie aanvaar nie. En die advertensie is weer uitgesit. So bid saam met ons dat die regte persoon sal aansoek doen dat die kerkraad die wysheid en leiding sal kry om ook die regte persoon aan te stel. So dis die lot van my afkondigings. Ons begin vandag met Psalm 72. Dit is 'n herinnering, dat dinge 'n bietjie dol gaan om ons ore. Waar is ons? By U, Here, skuil ek. Laat my nie vir altyd beskaamd staan nie. Red my en bevry my deur U geregtigheid. Draai U oor na my en verlos my. In You, Lord, I've taken refuge. Let me never be put to shame. In Your righteousness, rescue me and deliver me. Turn Your ear to me and save me. Dis net daai herinnering, ons kan, ons mag. Maar dit sê die Bybel sê ons moet met die Here toe draai en bid as dinge vir ons moeilik gaan, as dinge vir ons deur mekaar lyk. So dit is waarmee ons vandag ook by hierdie diens kom. Te weet hy is ook hier en hy wil ons ook hier beskerm. So aan al die geliefdes van God wat hier in Stadterheim is, geroepe heilig is. To all here in Stadterheim who are loved by God and called to be His holy people. Grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing weer 2 liedere lekker hartlik saam. Kom ons doen dit tot eer van die Here.
heart of man, sing that Bethlehem's little baby can be the Savior of us all. Oh, now carry me to Bethlehem to see the Lord appear to men, just as poor as was his table then, the Prince of Glory when he came. Teks te nadenke vanmôre kom uit Lukas 1. Ek dink ons ken dit almal baie goed. Die woorde van die engel aan Maria. Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom. Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. His kingdom will never end. Baie bekende woorde. Ek ons almal ken dit so goed. Ek dink so 'n bietjie, raak so oomblik stil. Wat het jy vanoggend nodig om te hoor? Dalk. Jy het genade by God gevind. You have found favor with God. Of aan sy heerskappy sal geen einde kom. Dink so 'n oomblik na, wat is daar wat jou vanoggend tref? Geen oomblik van stilte. Die volgende lied sit in 'n sang. Die Here gee ons 'n teken, 'n vrou sal 'n seun hê. Hy bring vir almal vrede. Emmanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Maria, ma van die koning, as ons maar jou vriende, daar by die krib kon niemand die herders en wyses bringhonde, hy is vir die wêreld die redende Heer.
U is ons Here. U het ons vandag hier by mekaar gebring. U herinner ons elke oomblik dat ons genade vind in U oë. We find favor in your eyes. Here, wil U nou met ons wees as ons na U woord luister. Wil U dit vir ons duidelik maak? Wil U met ons praat? Dat ons U stem alleen sal hoor. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die gedeelte wat ons vandag lees is uit een van Paulus se briewe, uit Romeine 15. Ons gaan van vers 4 tot 13 lees. Die Afrikaans en die Engels is op die skerm. Ek lees volgens die Afrikaans. Alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die skrif ontvang. En mag die God wat volharding en bemoediging bewerk, gee dat julle onder mekaar eensgesind sal wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle eenparig, ja, uit een mond aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, die lof sal bring. Daarom, aanvaar mekaar, soos Christus julle ook aanvaar, tot eer van God. Ek sê vir julle, dat Christus 'n dienaar van die besnedenis geword het, ter wille van die waarheid van God, sodat hy die beloftes aan die vaders kon bevestig, en die nasies God oor sy ontferming kan verheerlik, soos daar geskryf staan. Daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En daar staan ook, wees bly nasies, saam met sy volk, en weer, loof die Here alle nasies, prys hom alle volke. En Jesaja sê op sy beurt, daar sal 'n loot van Isaai kom, en hy sal opstaan om oor die nasies te regeer, en op hom sal die nasies hoop. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons lees net tot sover in die woord van die Here. Advent, Latynse woord wat iets beteken soos verskyning of na vore kom, is eintlik 'n woord wat 'n reis beskryf. Dit is 'n reis wat ons in hierdie tyd saam met mekaar beloop om ons te herinner dat op die einde gaan alles oor Christus, nie oor onsself nie. En vanoggend, ons dink aan dit wat hier 3 maal in hierdie gedeelte na vore kom, wat genoem word, as ons dink aan hoop, dan gaan dit nie oor wensdenkerry nie. Dit gaan nie maar net, ek hoop dit wil nou reën nie. Dit gaan oor iets baie meer, iets baie dieper is dit. Om hoop te verstaan, om spesifiek kyk na hierdie laaste vers wat ons hier gelees het, na vers 13. Ons lees dit weer. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Hy was nou die 83 vertaling, die 2020 wat op die skerm is, omtrent maar dieselfde. God is die bron van hoop. Dis van hom af wat hoop kom. 2020 sê, dis die God van hoop, dis deel van sy wese. Dis hy, in wie ons hoop vind. Nou, wat is hoop? Dis een van die woorde wat mense so maklik kan misverstaan, so maklik na liggies na kan kyk. Mense
miskien op 'n manier kan verduidelik is 'n vertroue, 'n vaste, stil vertroue op God. Dat Immanuel, God met ons, veral met ons, wanneer ons lewens deur mekaar is, wanneer ons lewens onderste